Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die regsaspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Waar na jou maar? Goed, vandag praat ons bietjie oor 'n plaaslike afleweringsdiens. Jy sien nou al hierdie motorfietsse en toek-toeks wat hier so rondry en baie shops het 'n delivery service. Mens het gewoonlik was dit mos nou altyd net die pizza shops, né? En toe word dit nou wat was volgende? Toe Takealot en so het nou redelik of Mr Delivery. Ja, Mr Delivery het uit die mark oopgemaak, né? Ons sluit, ja. En om kos af te lewer en goed. En toe kom Takealot nou en hulle het nou hulle eie brand, hulle merge met Mr Delivery en veral met COVID. Hulle het nie Mr T genoem het nie. Dit is Takealot, ja. Hulle het sakke vol. Baie betaal vir Mr Delivery. We've got 18 delivering your packet. Sorry. Ek dink die punt wat my fascineer en waar dit 'n bespreking is van 'n regse aard is die strukture wat hierdie ouens dit doen. So wat ons nou eintlik het is ons het die gewone handel, dis maar seker kom ons sê maar die algemeen retail level, dis iemand wat iets op die final end consumer wat iets koop. En nou is daar 'n winkel, 'n vendor wat die ding nou na jou toe bring. Maar wat my baie fascineer is altyd die model waarin die ouens doen. Kyk, so maak nou die Uber model is nou al klaar iets wat 'n bietjie meer, elke doen bietjie sy eie ding. Hy is nog steeds op die Uber app en hulle kies jou pryse en jou margins en reels en sulke tipe goeders. Maar hulle gee natuurlik ook vir jou 'n goeie geleentheid, want sonder hulle kan jy niks doen. Jy gaan jy maar net daar in jou Corolla sit in die parking lot. Maar met hierdie deliveries wonder ek baie keer, is altyd 'n so gesentraliseerde model. So daar's iemand daarbo en daar's 'n company en hier's nou klomp ouens wat vir hulle werk en wat ek wil daar 'n bietjie behoefte voor is. En dit is vir my interessant wees om dit bietjie rond te gooi is daar nie ander maniere wat mens sulke groepies bestuurders kan groepeer en bemagtig en toegang gee tot 'n mark waar hulle bietjie meer selfstandig en autonoom kan funksioneer as net om 'n job te kry en jy kry nou 'n bietjie kommissie dalk of 'n Is dit die Uber vakbond wat jy in gedagte het? 'n grand scheme. Wel, uiteindelik is dit om 'n bietjie die gedagtes van die dag uit te daag. En sê dat dit is lekker om te sê, kyk hoeveel mense is op Uber en Uber bemagtig baie mense en ek's vir dit, ek gebruik Uber en ek hou van die model. Maar ek sien nou byvoorbeeld, ek wil nie eintlik name noem nie, maar sê maar net liewers dat daar's meer en meer groot supermarkgroepe en so wat nou hulle eie delivery services en goed het. Nou is daar ander maniere wat mens dinge kan doen, veral in Suid-Afrika, co-ops. Nee, dis 'n bietjie van 'n obskure ding wat baie min mense eintlik van weet en dis ook hoekom ek graag daaroor wil praat. Dankie Mbo. Thank you for the great coffee Mbo. This is going to be amazing. Thanks brother. Is 'n koöperasie, 'n co-op cooperative, is 'n vorm van besigheid, soos wat jy 'n company of in die ou tyd 'n BK kon registreer, is 'n koöperasie vorm, 'n besigheidsentiteitsvorm. Ja, snaaks nog, ek het nooit geweet voor ek en Marie begin gesels dat dit eintlik 'n vorm is. 'n Koöperasie. Ons al die dinge te landbou ding. Ja, ek wil weer terug in die agri gaan. Weet jy het altyd gepraat van jou, ons gaan na die koöperasie toe. Weet, eintlik is die koöperasie eintlik 'n besigheidsentiteit. Dit het niks te doen met jy gaan koöperasie toe nie. Dit was
koöperasie eintlik, en miskien moet jy dalk net dalk stil daarso maar hê. Verduidelik vir mense wat is 'n koöperasie. Want ek dink nie almal verstaan, ek het nie verstaan nie, nou verstaan ek dit, want soos ek sê, dit is weer eens daai, as mens praat van 'n woord, ons het altyd gesê in die platteland, ons gaan 'n bietjie koöperasie. Dus dit kan net 'n boerding wees en dit is nie. Ek gaan na die boer in die koöperasie en die boerwinkel. Ek gaan bietjie PTY toe. Ja, about nee. Wat's limited. Ja. So ja, koöperasie sukses is 'n tipe besigheidsvorm en ja, dit is so dat die tipiese verwysingsraamwerk is die koöperasie op die dorp en dit is waar plaasgoed verkoop word en mense hoor altyd die boere skuld die koöperasie geld. Maar as jy agter gaan kyk in Europa en Noord-Amerika, word co-ops gebruik om kruideniersware en kos aan plaaslike gemeenskappe te verskaf en deur entiteite wat die gemeenskapslede self 'n direkte belang in het, daar te stel en te stig. So, hulle in Kanada byvoorbeeld word co-ops gebruik vir behuisingsprojekte en jy kan eintlik enigiets so doen. So as nou 'n bietjie kyk, wat is die eienskappe van dit? Daai is fascinerend. Is daar best in class? Jy praat nou van Kanada co-ops in behuising. Hoe lyk die ander, is daar ander voorbeelde van verskillende industrieë waar ouens so weet met co-ops ander vat, ja. Wel, ek wil sê, ek dink twee groot voorbeelde wat ek kan ken is Parmalat en Heineken. Is waar hulle die ouens wat in die verskaffingsketting is, deel maak van die eindwaarde wat verkoop word. Want hierso val as jy roumateriaal verskaf, dan is dit elke keer 'n faktor van die prys wat dit mee vermenigvuldig en hier op die heel einde is mos die grootste winste tipies nou, né? En nou die ouens wat die roumateriale verskaf wat dikwels die bloed, sweat en tears insit meer as die ander, van die grootste risiko's en hulle kry die kleinste margins. So wat in co-op strukture dan gebeur, sê nou maar companies soos Heineken, hulle weet, ons wil graag by die boere uitkom. Nou, hoe maak ons seker, ons kry die ouens loyaal aan ons en goeie consistency of quality, nee, dis die ander ding, dat gee vir hulle skien in die game, dat hulle nie hulle self eventually cheat met kort paaie en allerhande goed nie, is maak hulle deel van die voordele van die hele waardeketting. En nou kan iemand wat aan Heineken, graan verskaf, kan deel hê in die wins van die bier wat op die rakke verkoop word. Nou daarso wat jy meen, dit is serious leverage vir 'n boer. Is daai op internasionale vlak, want dit is vir my fascinerend nou selfs met Parmalat en dit sal nie Suid-Afrika wees nie, maar daai is seker een van die beste voorbeelde, nee, wat die melkboer word geneil. Ek bedoel as van daai melkboer wat ek weet hy word gemelk, ja. Hy neek daai goed in die drein af. Maar dan kom jou supermark en sê, weer dis nie ons skuld. Ja, jy maak die meeste geld. Is actually ons skuld. Nou, ons kry die melkboer jammer, maar ons gaan koop die melk in die supermark. Dis ook nie 'n keuse nie. Daar staan nie reguit van die boer af of hierdie. Ja, en ek wil jy het sulke voorbeelde, soos ek vat nou Arini, maar dis nou uitsonderlik en dis weer jy het 'n distribusieprobleem. Maar die ou in Randburg kan nie by Arini melk. Maar die melkman het te veel moeilikheid gemaak want nou dis hoekom ons nie meer melk by. Jy sien hè, hy het te veel waarde by toevoeg. Maar ja, so daai is verfrissend, maar dis klink vir my of jy uitsonder op die reël. Wat jy hande letterlik formeel hande vat met jou waardeketting. Ja, en dit is as 'n supermark, nee, maar wie initieer dit? Wel, dit hang af. Ek meen dit hang af wie die inisiatief neem. Ek sê, maar dit klink of die handelsmerk maar dan die bietjie meer moet winsdeling doen. So om dit uit te rol, gaan 'n strategie vat, maar ek meen sê nou maar jy is soos Heineken en jy het 'n spesifieke behoefte en jy sê ek wil my waardeketting integreer, maar ek wil nie 500 plase gaan koop nie. Dan kan jy op hierdie manier doen. Soos of ek meen obviously dan dieselfde met Parmalat. Ons kort melkboere wat committed is aan ons en wat consistently produce en ons incentivize hulle deur hulle te laat voordeel trek uit wat ons as 'n korporatief reg kry. En die boer hoef nie ooit te praat met iemand oor market segmentation vir Parmalat, yoghurt en sulke goed byvoorbeeld nie. Weet net dat daar's iemand wat dit doen en ek deel bietjie in daai voordeel. So verstaan ek reg as ek sê Parmalat deel bietjie van daai room wat hulle aan die einde maak met die boere. Is dit min of meer opsom? Hy het oor yoghurt gepraat, dis hulle deel yoghurt. Ja, so ek dink die groot ding met die koöperasie, as ek dit kan saamvat, dit is eintlik net 'n samevoeging van mense met 'n gemeenskaplike doel. Absoluut. En die voorbeeld wat jy nou genoem het, is van 'n markkant af, die mark wie die Heineken of 'n groot koöperatief skep daai koöperasie. Maar dit kan ook wees ons is 4 ouens wat
en iets in dieselfde is en ons saam vorm 'n koöperasie sodat jy die koopkrag het. Dit is tipies waar in die agri-sektor waar koöperasie vandaan kom is Koopkrag. Koopkrag. Ja, dit is die ding. So koopkrag en 'n gemeenskaplike doel en wat jy dan in 'n struktuur doen, want dit nou hoef ek nie as Maree se melkshop te gaan nie, weet ons kom saam as 'n entiteit wat allerlei ander voordele bied. Ekskuus ek kom weer hier aan die kant in. Ek onthou toe ons nou in die buiteland was. Toe kom hierdie co-op modelle wat daar was ook incentives, maar ek het die idee gekry dit is nou weer gemelk vir die, weet op die verkeerde manier, nee, wat ouens kon computers, ek dink dit was R200,000 wat die regering vir jou gegee het, jy moet 5 ouens gewees het of so iets, nee, het lei dit 'n klokkie, is ek reg? Ja, ek dink dis ook hoekom dit vir my baie relevant is om oor te praat, al is dit so 'n bietjie van 'n obskure ding, dis regtig belangrik om te weet dat ons regering se amptelike planne en beleid vir die toekoms, waantoe hulle dinge druk, is baie gesentreer om 'n co-opie, yes. En trademark, co-opie. Co-opie cat, ek gaan dit co-opie cat. ja, so dat daar is baie subsidies en grant schemes in ons land spesifiek, waar as jy 'n co-op kan stig, want daar's duisende co-ops geregistreer, die suksesrate is weglaatbaar klein, sê maar 2% of 5% max, jy weet van never mind survive, jy weet. Maar dis niks, dis nie 'n refleksie op die krag van die model nie, dis nou weer, daar's nou weer ander faktore. Wat jy eerder kan vat as die krag van die model is, wat gebeur met die suksesvolle co-ops? Hulle word gewoonlik insurance companies en banke. Samsung, nee, Samsung in Suid-Korea is 'n co-op. Dis inteendeel van Hyundai, jou grootste Suid-Koreaanse maatskappye het 'n co-op DNA. Net so terloops, nou dat jy dit en Afpop, almal ken Afpop in Suid-Afrika. Ja, Afpop is 'n hulle is nie dood in die water. Daai model is nie dood in die water. Ja, hulle is alive and well. Dit is 'n co-op model. So jy betaal jou bydrae as jou aan Afpop en aan die einde van die jaar as hulle wins maak, en betaal hulle vir jou 'n stukkie daarvan uit. So amper soos 'n belegging, is nie net 'n polis nie. So deel van jou voordele is dan dit wat jy in die polis kry. Maar vat ook nou, weet, die wat het nou vroeër genoem van die panel beaters. Nou, en heeltemal reg, jy weet, aan die begin is jy die panel beater, en later kry jy nog iemand, en jy het nou al 3-4 mense wat almal kan panel beat, en later is jy die ou wat moet, soos jy sê, ek moet nou met die insurance companies deal, en ek moet aankope doen, en invoicing, en audits, en cashflow, en sulke goeders. Nou, maar wie jou kliëntebasis is, en jou marksegmentasie, en jou bemarkingsstrategie, is dalk anders, al kompeteer jy met 'n ander co-op, is dit nog steeds vir jou voordelig om sekere goeders te sentraliseer, en met hulle te deel. Ons kan dieselfde stelsels gebruik, ons kan dieselfde accountant gebruik, ons kan, ek weet, daar is natuurlijk met alles pros en cons, so ek wil nie maak of daar net voordele is nie, want partykeer, ek dink na an accounting, sê iemand, ek wil nie hê my kompetisie moet weet wat in my boeke aangaan, op hoe goed ons doen, en wat ons margins is, en so, dit is nie net sommer om almal in 'n pot te gooi en te kook nie, maar dit is 'n manier wat mense kan saamwerk, soos is maar ook in die bouindustrie. Hier is ons kleiner gebouwspanne, of loodgieters, en hulle het dit wat hulle sentraal doen, regsdienste en accounting en HR en aankope en al hierdie goeders, is goed wat hulle sentraal mee kan deel, hulle deel daai koste, en hulle kan selfs sê dat ons sekere van ons inkomste ook met mekaar gaan deel, om mekaar bietjie uit te level met risk, nee? As dit dalk met my beter gaan as met jou, nou dis goed dat jy sou ooreenkom, dis nou nie in die standaard reëls nie, maar dit is maar net die tipe goed, hoe mense mekaar reg gaan ondersteun. Ek het nou al idees, ons hierna gesels daaroor, maar wat is daai winsdeling, is daai nie gewoonlik juist die groot dealbreaker nie? Maar as ek altyd sê, selfs waar ons saamwerk, wat ons doen op 'n informeel, wat ons in dieselfde teikenmark, maar nou skoor een ou, want hy het nou low-hanging fruit produk. Ja, maar partykeer hoef dit dalk nie direk winsdeling te wees, maar dis dalk, weet, in hierdie geval het ek 'n overflow van kliënte, of ek kry 'n agri-kliënt wat nie my core is nie, ek hand hom oor na jou, en dieselfde doen jy dalk, my fokus is dalk panel beater, weet die motorindustrie. So,
so help ons mekaar, en ek is nie direk winsdeling nie, maar ek kry 'n agri-kliënt, ek sê maar, hoorie, ken jy my vriend Jacques, ek weet hy is in dieselfde bedryf as ek, hulle kan hierdie en hierdie vir jou doen, en so deel ons ook, want so weet ek, jy gaan eintlik die kliënt beter diens vir, omdat jou fokus is op agri, jy weet, en vice versa, nie laat ek motorbemarking doen, nie laat ons net, voorbeeld. So, maar daai is ek wil sê, in daai opsig, my kop werk so ek hou van kickbacks, en in die goeie sin van die woord, maar ek wil die liefde deel. Ek wil incentivize, daardeur sê ek nie, selfs 'n ou wat vir my, ek het nou die dag het 'n groot handelsmerk my genader en sê, ons het vir jou die wonderlike kickbacks, so sê ek vir hulle, ek is nie 'n kommissie hoer nie. Ons gaan nie daai game, ek maak my netwerk oop in die deur en dan kry ek iets nie. Ek hou van julle handelsmerk, dink kan saam julle werk, maar ons moet hierdie ding, dan moet 'n wen-wen van dag 1 af wees. So julle gaan 'n bietjie risiko / geldjie moet insit, ek sal my tyd energie insit. Nee. So werk hy beter met daai winsdeling, wil ek sê, of is dit nie kom ek stel dit so deur 'n voorbeeld te gee, né? Kom ons sê dat ons het span paneelkloppers, panel beaters, en ons klap saam in 'n co-op, en daar's dalk in ons area, ons het die Pretoria paneelklopper Assosiasie, cooperative, en dan is daar die Johannesburg co-op, en in Witbank is daar ook een, maar saam is ons eintlik is ons sterker saam. So ons kan, as ons goed wat ons almal aankoop, ons almal koop spraypaint, ons kan ons cheaper kry. Alright, so daar's nou terug by voordele en allerlei goed wat ons sentraal doen, kan ons nou ook saam deel. Maar met die, sê maar daar's iets wat 'n baie spesifieke ding. Daar's 'n laser cutting service byvoorbeeld. Ek ken nou ongelukkig nou nie al hulle spesifieke behoeftes so goed nie, maar sê maar daar's een ding wat nou 'n baie duur masjien is. En ons gebruik dit eintlik net so een keer elke maand of een keer elke 2 weke. Maar dit is baie nuttig om dit te hê, en ek moet nou gewoonlik nou hierdie ou in Rosslyn toe ry, en hy ou het nou hierdie, en dan wag ek 2 weke, en ek betaal hom altyd ekstra, en hy's laat, en hy is nie altyd so consistent. Kom ons almal saam, maak 'n laser cutting fasiliteit, waar ons custom goeders kan ontwerp, en laat maak, en so aan, en spesifiek vir die motorbedryf, en want ons die spesifieke behoefte. Yes, vir ons behoeftes, en ons stig daai ding self, ons befonds hom, ons is die kliënt, en ons kry 'n goedkoper koers, waarteen ons dit self kry, want ons sorg net dat dit kosprys maak, die ding moet net skoonbreek, en ons kan dit ook sommer mark toe vat, en as ander mense daai diens gebruik, wat nie ons is nie, dan doen ons dit teen 'n wins, en daai geld bring ons in. Of, as mense ook, 'n ander voorbeeld van waar winsdeling kan wees, is ons almal is boere wat, sê nou maar, uitvoer, en ons gaan die uitvoerfunksie gaan ons sentraliseer, en ons gaan kyk, jy weet, hoeveel tonne kan ons skuif deur die jaar, na watse lande toe, wat is die beste pryse, so jy kry volgens jou bydra, daar's 'n co-op beginsels, soos amper die commandments, wat fundamenteel is, van wat maak 'n co-op, en een van die goed, soos jy wat nou gesê het, is die gemeenskaplike doelwit, maar dan een van die ander is die verpligting om by te dra. So daar's nie 'n free ride nie, en jy kry altyd... So jy het amper daai SLA's, daai service level agreements wat in plek is vir jou as co-op lid, om te sê, dis die standaard wat ons van mekaar verwag, en as jy dit nie haal, hoe maklik gooi ek jou uit? Wel, jy het 'n grondwet, en jy het reëls, so... As jy nie daai reël, daai ding nakom nie, dan kan ek jou boet. Dan, dit is maar soos met 'n maatskappy, waar daar's 'n Cooperatives Act en regulasies, en jy kan die goed nou fyner reguleer met ooreenkomste en reëls en goeders, maar so jy kan sekere reëls daar binne in hê, maar dit sal almal moet saamstem oor, verstaan, en as jy nie saamstem met daai reël nie, dan word jy nie deel van die co-op. So ek wil terugkom, miskien hier is vir my baie belangrik, want ek wil terugkom na egskeiding van verlede week, wat ons gepraat het, so jy gepraat oor koöperatiewe egskeiding. So as ons vir die co-op saam begin, want ons het nou hierdie behoefte, en jy as Maree perform nie, jy breek haar reëls, hoe maklik kry ons jou uit? Hoe maklik kry ons die terroris uit? Wel, dit gaan, ek dink mense gaan in daai opsig 'n bietjie moet teruggaan na hierdie, wat ons laasweek oor gepraat het, is, jy maak maar vir jouself 'n pad uit, ook saam met jou pad in. Maar daar's byvoorbeeld oulike goed in die co-op wet, wat jy kan byvoorbeeld 'n komitee opstel,
wat sekere funksies vervul, soos 'n oorsigkomitee, 'n toesigkomitee, want almal Dit is soos 'n board, dis nou maar soos 'n ja, board. jy het jou board of directors, maar dan het jy ook hierdie oversight committee. Okay. Wat kan amper soos jou Soos 'n subkomitee tipe ding. ja, en wat amper soos die ref is, maar dis ons bestaande uit ons lede. En so ons het ons eie referee wat ons mee saamstem en dit is, ons hoef nie eers na buite noodwendig te gaan vir dit nie. Dit is so jy kan nog as 'n paar sulke bietjie innoveer. Net daai proaktiewe om moeilikheid te voorkom. Ek wil nou sê 'n tipiese Afrikaanse styl, weet al 44 van ons is, en ek weet wat jy sê, ons moet worst case anticipate, ons moet best case anticipate uit die blokke uit. Maar nou werk jy lekker saam en daar is altyd 'n drol in die drinkwater en dan sit vir alles daar geld betrokke raak en hoe kan jy hierdie ou uitkry? Maar soos jy nou sê, dit klink vir my weer eens as jy die nodige voorsorg tref. Jy die komitee, die oversight sê luister hier, jy perform nie uit. Dis nie nou winsdeling en jy skuld jou dit en dat en Ja, ek dink die groot ding is soos wat ons laasweek ook gepraat het oor die egskeiding, weet dit moet nie dis nie ewe skielik word ons wakker en hierdie ou se terroris en hy moet uit nie. Weet dis hoekom jy kos nou met die koöperatiewe of die koöperasie grond weet jy die reëls waarvan we almal werk weet. Anti-terrorism rules. Ja, dat ons werk saam en weet as jy aanhoudend hierdie reëls breek, dan word jy dis nie ons word eendag wakker nie. Ek dink dat as jy by daai punt kom, is daar al seker goed in plek gestel dat tipies die ou se eie gang sal gaan. Of ek dink die beste prys is om daai remediation stappe tussenin te hê, te sê maar hoe maak ons dit beter dat dit nie tot daai punt gaan nie. Want gewoonlik is my emosie en ego. En natuurlik non-performance, nee, en ek wil dit kom terug na daai ek sê altyd die gevaar is. Ek wil ons het al baie hierdie gesprek gehad. Ek sê hoe vat ons hande? Ons het 'n gemeenskaplike doel. Ons vat hande, maar almal gaan nie op dieselfde vlak wen nie. Daar's natuurlik, ek dink as jy hande vat op sigself is jou eerste wen is hierso is breinkrag. Met ander woorde jy het amper daai mastermind komponent waar jy met 4 of 5 ouens om 'n tafel sit. Dis bietjie slimmer. Ja, ons maak mekaar se netwerke vir mekaar oop en ons spaar geld. Maar ons is daar om geld te maak en dalk kry jy net nie daai conversions nie, want jy het 'n 3 keer produk of 'n langer sales cycle en dan raak ons so gelukkig. En sê dan vergeet hy actually van die byvoordele. Of die ander lede sê maar jy sit elke dag hierso en jy kry 3/4 van die sales. Jy maak 'n miljoen rand 'n jaar as deel van ons koop. Maar dis nou dink ek waar die winsdeling weer inkom. En die proporsionele bydra. Proporsionele bydra. Almal moet bydra, Yes. maar net tot die mate wat jy bygedra het, kry jy deel van die voordele ook. En dit is waar daar baie goeie sin van regverdigheid. So as daar 10% van die sales bygedra het, gaan jy 10% van die wins kry. Ja, so, jy en wees net duidelik dat jy verskaf reeds en maak geld op jou kontrak en op jou werk. Maar daar's 'n bydra wat jy maak aan die co-op volgens wat julle ooreengekom het, die hele bydra is en die koste van betrokkenheid. En daar so, maar dis 'n bare minimum. Yes, so ons almal sit R1000 in. Of jy nou iets verkoop of nie, jy moet R1000. En ons lewer byvoorbeeld ons graan deur die co-op. Dit is ons commitment. En dan die hoeveelheid as ons deur die jare 100 kg graan verkoop het. Ek het 10, jy het 50, jy het so, dan gaan ons uiteindelik van daai bietjie wat oorbly, ons wins in die co-op is dan hoe ons op daai basis deel. Ek dink die mindset is belangrik in so tipe iets. So as Jacques baie wen, maak dit nie dat ek verloor nie. Ek moet op die ou ende kyk, is ek beter af as wat ek was voor ek hierdie co-op gejoin het. Selfs al maak ek die minste meer as wat ek gemaak het. Ja, die minste in die kamer is ek nog steeds beter af as wat ek was voor die tyd. En nie te fokus op die groot wenner in die groep en afgunstig te wees. Dit is super belangrik en ek dink dit is regtig die hart van hierdie hele gesprek, Ernest. Jy is absoluut spot on, want en dis ook waar ons begin het met, wat is die tipiese model? Die tipiese model is, ek het my company, ons het ons company, ons stel mense aan, ons gee vir hulle 'n geleentheid wat ons noem 'n job, en ons betaal hulle salaris. Nou waar hierdie is ons sit strukture in plek, wat mense bemagtig, om met hulp en ondersteuning en leiding, hulle eie ding te kan doen, in hulle eie naam, maar deel te wees van iets groter, en daai corporate leverage te kan kry, al is jy 'n paar klein ouetjies, en jy hoef nie klein te wees nie, maar jy kan klein wees, en jy kan jouself groot hou as te ware. En dan, wat ek nou nog nie genoem het nie, is dat
gewoonlik kry 'n maatskappy word al van bo af gebou, het nie 'n maatskappy en dan hy subsidiaries en sulke goeders. Daai piramideskema. Wel, Egiptiese besigheidsmodel. korporatiewe struktuur. Maar dis maar van bo af en ons koop nog iets, ons bou uit en so. En ja, is natuurlik ander voordele en jy word gekoop ook en so, en jy word dan weer net deel van 'n ander driehoek. Maar die co-op word van onder af opgebou. So jy het 'n primêre, sekondêre, tersiêre en 'n apex level. En dis nou tipies hoe dit nou sal wees, of 'n voorbeeld daarvan is, onder het jy sê maar in landbou nou, of course vat die delivery services, onder het jy die drywersgroepies, hulle is groepies van sê maar 5 en meer, hulle koop bikes saam, hulle het insurance en hulle is almal saam op dieselfde app geregistreer en hulle noem hulle self Boma at 21 delivery services. En hulle subscribe nou op jou app. Nou is daar 'n paar sulke groepies. Saam, as hulle scooters koop en so aan, is dit vir hulle baie beter en hulle kry dit vir goedkoper en weer eens die support services is iets wat hulle almal in kan deel en dit maak vir hulle geen verskil en hulle kompeteer dalk nie eens regtig met mekaar en is verskillende areas goed. Maar dan op 'n sekondêre vlak is daar miskien ietsie soos logistieke bestuur, waar dit 'n bietjie meer complicated raak, waar jy tussen een area en 'n ander ene moet aflaai, jy moet wag vir sekere goed om te kom, en dit wag weer vir iets anders, en jy wil, hierdie groepies moet bemark word, en sulke goed. Nou daai is dit wat hulle almal saam, op 'n sekondêre vlak, 'n nuwe co-op kan stig, so hulle cluster die goed saam, en word nou daar, en almal het proporsioneel daar 'n lidmaatskap. Nou is daar 'n paar sulke sekondêre, so ons sê, daar is die Pretoria en Johannesburg groep, en saam is daar die Gauteng Delivery Services Co-op, en dit het hulle, doen hulle navorsing en innovering, en hulle ontwikkel vir hulle nuwe tegnologie. Back office, admin funksies. En dan kom ons terug wat jy nou sê van die mindset. Dit is absoluut 'n mindset. Gewoonlik die company is, as ek 80 mense vir my kan laat werk, dan maak ek geld uit hulle almal uit. Nou is dit meer, as ek groepe kan bemagtig, kan ons saam meer bereik. En ek kan eintlik, sonder om jou baas te wil word, kan ek saam met jou voordeel trek en eintlik leverage kry. So ek dink die unieke ding gewoonlik is, as jy in 'n co-op is jy deel van die groep. Jy's nie die een wat dit afdwing of wat dit vir dit werk nie, jy put ook voordeel deur deel te wees van dit. So ek dink dis die belangrike ding is jy's deel in beide van, ons deel in die operasionele kant van, ek is ook 'n paneelklopper en ek deel in daarin, maar ek deel ook in die feit dat ons in die bokant, weet ek vat nou weer die voorbeeld van ek is dalk goed in finansies, so ek kan dalk in die sekondêre kant kan ek sê, goed, maar hoe help ek ons almal beter finansiële cashflow te doen deur beter onderhandeling met die versekeringsmaatskappy, so ek het 'n ander funksie in die sekondêre koöperatief om dit so ook te doen, en ek weer eens dan moenie na my kyk en sien ook maar die voordeel wat ek trek nie, maar ons almal wen, weet ek sê altyd in 'n, hulle sê maar wat die spreekwoord is, weet in 'n sea of rising tide all ships rise, nee. In plaas van die kreef met metodologie wat ons mekaar aftrek, hoe bou ons mekaar op? Hier is 'n simpel vraag. So, hoekom 'n vakbond, of hoekom nie 'n co-op versus 'n vakbond nie? Nou ek verstaan co-op as 'n geldmaak komponent, maar nou, ja. So 'n belangrike vraag. Dit is wel, iemand met die inisiatief vat en die leiding neem, en 'n vakbond is gewoonlik 'n groepering van mense wat klaar iets in gemeen het, en tipies eintlik werknemers in 'n sekere industrie, wat as 'n groepering saam staan en bargaining power uit dit uitkry. Waar die co-op sal wees, ek dink nou aan 'n voorbeeld van mense wie ek ken wat in die timberindustrie en bosbouindustrie is, en hulle het spanne wat die bome saag. Nou hulle bemagtig daai spanne deur vir hulle toerusting te finansier, hulle doen vir hulle al hulle finansies, hulle is hulle eie baas, en hulle betaal hulle volgens wat hulle gedoen kry. Nou, hulle het klomp sulke groepies wat hulle so aan mekaar sit. Nou dit is 'n wen-wen vir die een wat daai behoefte het, want jy hoef nie al daai verantwoordelikheid en risiko te vat, sulke goed. Ek het net 'n laaste ding eintlik sê, om af te sit, ek sien ons tyd is bietjie op, maar dit is dat,
en veral met kruideniersware, nee, en ons praat nou local deliveries en so aan. In Europa is daar, ek dink, dis nie net Europa nie, maar ek weet nou van in Europa is daar by die Co-op, die shop se naam is sommer Co-op. En dan is dit die plaaslike gemeenskap, die buurt, wat die plaaslike supermark besit. En die boere kan ook deel wees van daai Co-op. So nou Lidl en Aldi, is dit nie Co-ops in Duitsland? Dis mos jou twee grootste super, ek seker is Co-ops, maar nou dat jy dit noem. Ja. Maar ek meen, dit is 'n heeltemal ander model. Wat het ons nou hierso? Nou het ons die plaaslike supermark in die buurt, of 2 of 3, en hulle verkry die goed, hulle staan actually saam met, hulle is gewoonlik deel van 'n franchise of 'n groot besigheid, en hulle koop op grootmaat aan, hulle voer in, en hulle het al hulle goed, en hulle maak al die geld. Ons almal spandeer elke maand wel paar R1000 by die supermarkte, en hulle kry dit uit ons almal uit. Waartoe gaan dit? Terug in daai companies, en ons ken hulle nie, ons weet nie wie hulle nie, ons is net dankbaar hulle is daar, en daar's iets op die rakke. Maar dis eintlik dan by design baie meer proaktiewe aanslag vir 'n gemeenskap. Natuurlik, dit gaan werk vat om dit aan mekaar te sit, en jy's glad nie gewaarborg van sukses nie. Maar ons praat vandag in beginsel en konsepvlak, dat as mens wil bemagtig, en weet, hoe kan 'n mens met goed wat eintlik elke dag verbruik word, is daar groot geleentheid in Suid-Afrika om nie net nog in een groot company te bly nie. Ons is SME focused, ons glo in ek is niks teen groot besigheid nie, in fact, ek is dankbaar vir hulle, hulle is goed, hulle hou die samelewing aan mekaar, en hulle doen baie goeie werk, maar waar ons bemagtiging kort, en werkskepping, en enterprise development, nie net skills en job creation nie, is dit iets wat baie na in my hart is, om so tipe model te sien uitrol, en om dit dan ook te bietjie propageer en aan te moedig. As jy kan, ek sal graag dat ons dalk volgende week hierdie weer verder delf, dalk bietjie meer praktiese voorbeelde van wat ek weet waar julle meer gevalle studies wat julle veral in agri en so aan. So ek dink is fascinerend hierdie, en ek dink die laaste ding wat ek daar sal sê is, vir my met die Co-op is dit, jy hou daai geld in die familie, né? Dit is vir my, ek wil sê, dit verdwyn nie uit die gemeenskap uit nie, en dit is op sigself 'n fantastiese byvoordeel, né? Ja, so die laaste punt dan van my kant af op dit is, 'n besigheid het tipies jou omset, jou inkomste in geheel, en dan het jy jou wins, en dit is nadat jou uitgawes betaal het. Nou, ek dink die deel van die hart van hierdie hele kwessie is om 'n bietjie meer kieskeurig te wees aan wie daai uitgawes gaan. En om van daai uitgawes ook bietjie deel, om 'n bietjie van 'n interest in dit te hê. Dan nou genoem van die ou wat die saadverkoper byvoorbeeld is, hy koop dit in grootmaat en hy verkoop dit in kleinmaat. Die een wat dit op kleinmaat verbruik, moet eintlik daai ou se keuse van wat hy verkoop eerbiedig, want dis al wat daar is. Nou in hierdie geval is daar 'n bietjie meer van seggenskap van die onderkant af, en sê goed, ons sien ons spandeer baie geld op dit. Kom ons kry iemand wat daai rol vir ons speel, en ons maak hulle ook deel van hulle, dit is ook vir hulle 'n waardeketting integrasie kwessie. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief vir 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.